Goeiedag geliefdes, dit is vir my goed om saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is besig met die boek Romeine. Ons staan nog maar steeds stil daar by die eerste vers. En ek gaan dit vir u voorhou, maar daar is 'n versoek tot my gerig, dat ek net miskien vir u voor die tyd net 'n paar tekste gee, waarna ek gaan verwys, sodat die van u wat dit vooruit wil naslaan en dit wil merk, sodat u saam met my volg, dit dan so kan doen. Die eerste waarna ek kan verwys is Lukas, die 6de hoofstuk, vers 12 en 13. Dan gaan ek vir u neem na Openbaringe, die 2de hoofstuk, vers 2. Ek gaan ook vir u neem na Handelinge, die 1ste hoofstuk toe. En dan gaan ek vir u neem na 1 Korintiërs 9, vers 1. Ek gaan vir u wys na Markus, die 3de hoofstuk. En dan gaan ek vir u in 2 Korintiërs 10, 11 en 12 gaan ek na verse verwys, as u dit dalk wil naslaan. En dan gaan ek vir u verwys daar na Handelinge, die 9de hoofstuk, en ook na 1 Korintiërs 1, vers 12 en 13. Ek hoop dit help vir u, ek mag ander skrifgedeeltes tussenin gebruik, maar ek hoop dat dit vir u sal help, om dan vir ons te volg in dit wat ons vir mekaar sê. Nou, ons het met mekaar al gepraat oor 3 sake, of oor 2 sake, praat vanoggend oor die 3de saak. Ons het in die eerste plek gepraat oor die individu Paulus. As die gedeelte sê Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus. Ons het net gepraat oor die individu Paulus, wie hy was, en hoe hy die kerk van die Here vervolg het, en die kindertjies van die Here uitgemoor het, totdat die Here Jesus vir hom besondere genade gegee het, en op die Damaskuspad aan hom verskyn het en sy lewe totaal verander het. Toe het ons gepraat oor die identiteit, wat Paulus aan homself gee, as hy sê 'n diensknegt van Jesus Christus. En dit is vir die verwys dat daar die woord diensknegt beteken slaaf, maar dit beteken eintlik die laagste staat van slaaf wees. Die laagste slaaf wat jy kan kry. En daardie woord slaaf beteken dat ek in diens staan van die Here Jesus Christus, dat ek nie regte het nie, maar dat ek voorregte uit die hand van God verdien. Ek het vir die wys na Eksodus 21, na die slaaf, wat uiteindelik sê, my Heer, ek wil u bly dien, en dan het hy 'n prys betaal, hy is met 'n els deur sy oor gesteek, en dan sou hy vir altyd slaaf wees, en sou hy nooit weer kon vrygaan nie. Vandag gaan ek met u praat oor die inlywing van Paulus tot die apostelskap, of sy aanstelling tot apostel. As hy vir ons sê, 'n geroepe apostel. Nou geliefdes, hierdie woord apostel is 'n geweldige groot titel. Daar was 12 disipeltjies van die Here Jesus Christus, wat hy aangestel het as apostels. Hierdie ampt van apostel is nie oordraagbaar nie. Hierdie ampt van apostel word nooit herhaal nie. Hierdie is 12 mense wat die Here Jesus Christus uitgekies het, en hulle alleen is apostels. Daarom kan ons ook in die boek van Openbaringe, dat daar na die 12 apostels verwys word in die Nuwe Jerusalem, en hoe hulle in die Nuwe Jerusalem ook in erkenning gebring gaan word. Nou kom ek lees dit vir u in Lukas, die 6de hoofstuk, dan hoor u wat sê daar by die 12de vers. En in daardie dae het hy Jesus uitgegaan na die berg om te bid, en die nag in gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het die disippels na hom geroep en 12 van hulle uitverkies, wat hy apostels genoem het. Simon, wat hy Petrus genoem het, Andreas sy broer, Jakobus Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus die seun van Alfeus, en Simon die ywerhaar genoem word, Judas die seun van Jakobus, en Judas Iskariot wat hom sou verraai. Hier hoor ons die name van die 12 apostels, wat deur die Here uitgekies is, en wat hy apostels genoem het. Nou, ek wil dit baie duidelik vir u sê, in hierdie 12 apostels, het die Here ook besondere klem op sekere van hulle gelê. 3 van hulle
was bevoorreg om sekere ervarings van die Here mee te maak, wat ander nie meegemaak het nie. Johannes, Jakobus en Petrus, wat saam op die berg was, wat sy verheerliking gesien het, en waar hy verskeie kere aan hulle 3 besondere openbaringe gehad het. Dan was daar een tussen hulle, van wie die Bybel sê die een wat hy lief gehad het, Johannes. Die een wat as het ware naby aan hom was, en besonder naby aan hom beweeg het. Daarom tussen die apostels was daar die 3, en was daar die een. En ek sê dit vir u baie duidelik dat u hoor. Geliefdes, die apostelskap is net aan die 12 toegeken. Ons lewe in 'n dag vandag waarin mense daarop aanspraak maak en hulle self apostels noem. Ek wil vir u wys na Openbaring in die 2de hoofstuk vers 2. Dan lees u saam met my, wat sê Johannes? Openbaring 2 vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy op die proef gestel het, en sê dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind is. Mense wat hulle self die amp van apostel toedig. Vandag is dit 'n algemene, dat mense hulle self apostels noem, en daardeur hulle self in 'n status en 'n posisie plaas wat nie aan hulle behoort nie. Dis eintlik selfverhoging, dis selfverheffing, om jouself 'n apostel te noem. Dwars deur die Bybel is daar aan die apostels opdrag gegee, om ouderlinge in die gemeente aan te stel. Is daar aan die apostels opdrag gegee om diakens in die gemeente daar te stel. Daarom is daar baie disippels van die Here. Ons lees dat by die dag van Pinkster, of in die bovertrek in Handelinge 1, was daar 120 van hulle gewees by mekaar, wat die apostels ingesluit het, die 12. So daar was baie navolgers van die Here, maar daar was net 12 disippels, en hulle het dissipline in die kerke toegepas. Hulle het gekyk dat daar orde in die kerk is, en hulle het die leer aan die kerk verkondig, wat die waarheid is. Daarom sê die Bybel ook, die Bybel hang in sy waarheid aan alles wat die profete en die apostels gesê het. En as hy praat van die profete en die apostels, dan praat hy van die 12 wat die Here Jesus Christus uitgekies het. Maar nou weet u ook, dat een van daardie 12 ons gelees het, is Judas Iskariot wat hom sou verraai. Judas het hom verraai, en toe het die disippels by mekaar gekom, of die apostels by mekaar gekom, en hulle die lot gewerp oor 2 mense, Bartimeus en Matteus, om te sê, wie sal ons dan nou kies in die plek van Judas Iskariot? Hulle die lot gegooi, met ander woorde amper dobbelsteentjie gegooi, en die lot het geval op Matteus. Ons hoor egter nooit weer van hierdie Matteus nie, hy het van die toneel verdwyn. En dan bevind ons onsself, dat ons die apostel Paulus skryf, wat homself apostel noem, op die dag van Damaskus en Jerusalem, terwyl hy met dreigbriewe loop om die disippeltjies van die Here uit te moor, omskyn 'n lig uit die hemel om, en 'n stem praat met hom om te sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Ek is Jesus wat jy nie ken nie. Hy kom tot redding, hy word gedoop, en dan word hy in die woestyn weggeneem, waarvan hy praat in Galasiërs. Ek het in die woestyn ingegaan vir 3 jaar. Dit wat ek gehoor het, en wat ek geleer het, het ek nie by mense geleer nie. God het my onderrig in die woestyn, en God het my toegerus, om dan in die werk van die Here te gaan staan. En as ons lees wat die Here vir Ananias gesê het, aangaande Paulus, dan sê Ananias, ek het hom uitverkies, om 'n getuie vir my te wees aan die nasies, en veral aan die heidene. En ek sal hom toon, wat hy vir my naam sal lei. Hy is 'n gestuurde van die Here. Daar was sekere kwalifikasies waaraan 'n apostel moes voldoen. Hierdie kwalifikasies was, dat hy 'n gestuurde van die Here moet wees. Nou, ons kan verwys na verskillende skrifgedeeltes hier, wat die Here, byvoorbeeld in Matteus die 3de hoofstuk, kom sê dit vir ons, en miskien moet ek dit ook vir u lees.
dan hoor u wat sê hy vir hulle hierso in Matteus 3, vers 14 en 15. En hy 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek. Hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, gaan verkondig die evangelie. En daarom, geliefde, 'n gestuurde deur die Here Jesus Christus self. Die tweede is, hulle moes getuies wees van die Here Jesus Christus se opstanding. Met ander woorde, hulle moes deel daarvan uitmaak, dat hulle daar was toe die Here opgevaar het na die hemel. Kom ons lees dit in Handelinge, die 1ste hoofstuk. En ek lees dit vir u daar by Handelinge 1. En wel by verse 2 kan ons dit lees, ekskuus geliefdes, daar sê. Aan wie hy ook na sy lyding lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat hy gesê het, van my sal hoor. En dan, vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Gestuurdes, maar ook getuies van die opstanding van die Here Jesus Christus. Hulle het hom gesien opvaar na die hemel. En terwyl hulle hom opvaar na die hemel, sê Handelinge 1, was daar engele wat gestaan het en gesê het, hoe kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, gaan net so terugkom en julle sal hom weer beleef. Die derde kwalifikasie is, hulle was deur die Here geroep. Ek het dit vir u gelees in Markus 3. Hy het 12 na hom toe geroep en het hulle aangestel. Hy sê ook dat hy hulle gestuur het, so ek reeds vir u gesê het. Gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die evangelie. 'n ander eienskap wat hierdie gedeelte, wat disippels gehad het, hulle het gesag van hom gehad. Miskien moet ek dit weer net vir u lees, Markus die 3de hoofstuk, ek het vir die vers 14 gelees, kom ek lees ook vir die vers 15. En hulle mag gegee om siektes te genees en duiwels uit te dryf. Hulle het gesag van die Here gedra om hulle werk te gaan doen. Ons sien dit veral in die lewe van Johannes en Petrus, wat by die skone poort kom, onder andere en sê, silwer en goud het ons nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op en gaan huis toe. En het dadelik opgestaan en geloop. Ons dink self aan die werking van God, dat terwyl Petrus en Johannes mense bedien het, vir siekes gebid het, as self net hulle skade weer op mense geval het, het hulle gesond geword. Hulle het besondere gesag van die Here gehad, om die werk van die Here te kan doen. Daarom is hulle deur die Here uitgesonder. En dan vind ons ook, dat hulle 'n aanstelling gehad, met voorwaardes, wat God vir hulle gegee het. Naamlik, dat hulle getuies moet wees, dat hulle die wêreld moet ingaan, en dat hulle die evangelie van die Here Jesus Christus moet gaan aanstel. Hulle het ook mense aangestel in die gemeente, van wie die apostel Paulus sê, dat hulle ouderlinge moet aanstel. Gee opdrag, sodat die ouderlinge die leraars van die gemeente kan toerus. En dan die laaste plek, hulle was afgesonder vir die Here en vir sy diens. Hulle het hulle natuurlike posisies in die wêreld verlaat. Vissermanne wat die bote agtergelaat het. En hulle het Jesus Christus gevolg en hulle het hulle lewe aan hom verbonde gemaak. Nou, hoe pas die apostel Paulus hierby in? Kom ek en u lees in die woord van die Here, 1 Korintiërs 9 vers 1. Is ek nie 'n apostel nie, is ek nie vry nie. Het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie? Kwalifikasie. Is julle nie my werk in die Here nie? As ek verander geen apostel is ek tog seker vir julle, want julle is die seël op my apostelskap in die Here. Hier maak hy 'n aanstelling om te sê, ek het die Here gesien. Ek het deur die Here opdrag gekry. Die Here het Ananias gesê, hy sal vir my 'n getuie wees. Hy sal die evangelie verkondig. Hy's 'n uitverkore instrument
in my hand om die evangelie aan die heidene te gaan verkondig, aan die mensdom daar buite te gaan verkondig. Daarom is sy instelling van ongelooflike waarde. As ons luister na 2 Korintiërs 10 vers 8, dan sê Paulus vir ons, en ek gaan dit vir u lees, dat u dit hoor, 2 Korintiërs 10 vers 8, sê hierdie woorde vir ons. Hy sê, want al sou ek ook nog meer roem oor ons gesag wat die Here ons gegee het. Die gesag wat hy dra. Kom ons kyk na die 12de hoofstuk en wel die 8ste vers. 2 Korintiërs 12 vers 8 sê, hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Ekskuus geliefdes, 2 Korintiërs 12 vers 12, ek sê vers 8. Kom ons kyk vers 12, ekskuus. En die kentekens tog van 'n apostel is onder julle verwesenlik, met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. My apostelskap is bevestig deur die wonders en die tekens wat ek gedoen het onder julle. Kom ons kyk na die 2 Korintiërs, die 11de hoofstuk, en ons kyk wel daar na die, dat ons net met die hande kry, geliefdes, ekskuus, 2 Korintiërs 12 vers 12, 2 Korintiërs 13 vers 10, kom ons lees hom net, 2 Korintiërs 10 vers 13, wat vir ons hierdie woorde sê, maar as die volmaakte, geliefdes, ekskuus, Paulus wat sy gesag bevestig, ekskuus daarvoor, en sê dat hy 'n aanstelling van die Here het. En daarom noem hy homself 'n apostel van Jesus Christus. Hy sê ook van homself in 1 Timoteus, noem hy homself hierdie woorde. 1 Timoteus die 3de hoofstuk, vers 12 en 13. En ek dank hom wat my krag gegee het, Jesus Christus ons Here, dat hy my getrou geag het en in die bediening gestel het. My wat vroeër 'n lasteraar, 'n vervolger en 'n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het en in geloof. En die genade van ons Here Jesus Christus was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word. Die apostel Paulus sê dit vir ons dat hy 'n vervolger van die gemeente was. Hy sê vir ons dat hy aan die bediening van die Here Jesus Christus ons ontvang het, en dan in die 2de hoofstuk, en wel vers 7 sê hierdie woorde, waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie. 'n leraar aan die heidene in die geloof en in waarheid. Die apostel Paulus sê, ek is 'n apostel deur Jesus Christus geroep. En hy noem homself in Galasiërs, die 1ste hoofstuk noem hy homself by vers 12 en 13, sê dat ek is die ontydig geborene. Geweldige mooi woord, nee. Ek was nie van oorspronklik van, was ek nie deel van die disipeltjies nie, maar ek is die ontydig geborene, wat hy daar in Galasiërs vir ons sê, en wel in die 12de en 13de vers. Want ek het ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar die openbaring van Jesus Christus. En julle het gehoor van my lewenswandel onder die heidene, onder die Jodendom, dat ek die gemeente van God uit 'n mate vervolg en verwoes het. En dit het my in Jodendom vooruitgegaan bo baie van my tydgenote en my stamgenote, terwyl ek vir alle ywer was vir die oorlewering van my voorvaders. Maar dit het God behaag om my af te sonder van die moederskoot af, en deur sy genade geroep het, om sy seun aan my te openbaar, sodat ek onder die heidene sou verkondig dat ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, maar na Jerusalem opgegaan, en ek het daar gebly. Hy noem homself die ontydig geborene, hy wat nie oorspronklik was nie. Nou kom hy in sê in Romeine 12, en hy vestig die kwaliteit en die waarde aan die brief wat hy gaan skrywe. Ek skrywe aan julle as 'n apostel. Ek skrywe aan julle as 'n diensknegt van Jesus Christus. En alles wat van 'n apostel verwag was, al die tekens wat 'n apostel moes ondergaan, het Paulus daardie dag ontvang, toe die Here Jesus op die Damaskuspad ontmoet het. Hy het die Here gesien, hy het die roeping van die Here gehoor, hy het die stem van die Here gehoor, hy het die gesag van God gekry om te gaan verkondig, as die Here van Ananias sê, ek het hom uitverkies. En daarom sê Paulus, ek het die 12de geword in die plek van Judas Iskariot wat hom verraai het.
So geliefdes, net wat ek vir u wil sê is, let net daarop, daar is nie meer 'n amp soos apostel nie. En die mense wat hulle self apostels noem in die tyd wat ons lewe, sê die Bybel is leenaars en hulle praat nie die waarheid nie. Dis 'n selfverheffing, dis 'n eie aanstelling. Die 12 is die enigstes. Daarna is daar ouderlinge en daar's diakens en daar's diensknegte en kindertjies van die Here, maar nooit weer na die afsterwe van die 12 apostels is daar 'n apostel aangestel nie. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons gaan volgende keer kyk na daardie pragtige woord afgesonder tot die evangelie van God. Die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag vir u.